Jerusalem, 'n helder nuwe dag breek aan, die Seun van God het opgestaan. Amen. Geliefde gemeente, genade vir jou en vrede van God ons Vader, Jesus Christus die opgestane Here en die Heilige Gees. Kom ons sing daarvan, lied 409, hoor jy die Paasfeesklokke, 'n lui van vroegdag af, vol jubel oor die wêreld, die Heer is uit die graf. Kom ons sing die eerste vers, lied 409. Oral in die Bybel kry ou die Here se voorskrif vir ons lewe. Een so plek is in Psalm 81 wat sê: Israel, luister na my, daar mag vir julle geen ander God wees nie. Julle mag voor geen vreemde God, ideologie, gedagterigting, enige iets met 'n isme daaraan, geld, wat ook al, neerbuig nie. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Wat julle nodig het, sal ek in oorvloed gee. Jy hoef dit op geen ander plek te gaan soek nie. Ek gee dit in oorvloed. En dan die tragedie van die volgende vers sê, maar my volk het nie na my geluister nie. En is dit nie die tragiese waarheid van jou en my ook maar nie? Hoe dikwels leef ons nie maar ons eie lewe, en as dinge lyk soos 'n kaartehuis wat instort, dan wil ek nou gou die Here bykry. Dan moet hy kom help nie. Kom ons bely dit met Psalm 130 se eerste en tweede vers.
'n man met die naam van Jannie Leroux gebruik vanoggend op RSG 'n baie mooi beeld. Hy sê hy is in dieselfde dorp as die befaamde chirurg Chris Barnard, Chris Botha. Jy het nou soms skielik beroemd geraak. Chris Barnard gebore. En hy beskryf hoe hy onthou, ek ook, ek was toe 10 jaar oud in 1967, toe hy die eerste hartoortplanting gedoen het. En hy het dit nou bietjie gedramatiseer en gesê hy daar, jy kan jou in daardie operasieteater indink, hoe dat die hart geheg is, en die spanning, want nou moet daai hart begin klop, op sy eie. En hy het so mooi beskryf hoe daai masjien, ping, 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 ping begin maak het, wat sê die hart klop. Nou skryf Esegiel natuurlik ook van 'n hartoortplanting. Hy sê jy het 'n hart van klip. Maar die Here, ons het dit gesing, wou dit nie na reg gadeslaan. En in Esegiel sê hy, ek gaan daardie kliphart hier binne uithaal en jou 'n hart van vleis gee. En vriende, op opstanding Sondag het daardie oorgeplante hart, daardie hart van vleis, in jou en my bors begin ping, 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 en hy het begin klop. So ek sit nie meer met die vervloeking van daai kliphart waarin ek niks kan doen nie. Ek sit met die hart van vleis, die hart wat sag is, van liefde vir God, en vir die diere, en vir die bome, en vir myself, en vir ander mense. Ek sit met daardie hart, en vanuit daardie hart kan ek lewe, en dis daardie ongelooflike oomblik. Ek het Vrydag gepreek van die afwagting in die hemel, daardie stil Saterdag, soos hy dit genoem het, totdat Jesus opgestaan het. En toe die graf oop is, toe daardie hart, net in Jesus se bors, maar in jou en my hart, in ons borste ook, begin klop. En daarom kan ons bely wat ons glo. Kom ons doen dit hier in die gedagtes. En dan gaan ons die tweede vers van lied 417 sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Daar is niks besonders daaraan nie. Dit is die pad wat elke mens loop. Maar op die derde dag opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Pragtige wysie uit Handel se musiekstuk Judas Maccabeus, mooi wysie, mooi melodie. Kom ons lees uit Matteus 27 by vers 62. Matteus 27 by vers 62. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê, meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieër nog geleef het, hy gesê het, na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie dalk steel en vir die mense vertel, hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle, hier is vir julle 'n wag. Gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig, deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. Gewoonlik as jy op wag slaap, is dit 'n uiters ernstige oortreding. Jy kan selfs daarvoor ter dood veroordeel word of gekruisraad word in oorlogstye. Hier doen hulle dit. As die gouverneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat hulle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons bid. Here, dit is nogal ontzagwekkend om daaraan te dink, dat op hierdie Sondag miljoene dwars oor die wêreld u opstanding uit die dood gedenk. Dankie vir die voorreg om deel te wees van hierdie reuse groot familie oor eeue heen, in wie die hart van klip
verplant is met 'n hart van vleis en dat dit begin klop het en dat ons vanuit daardie nuwe lewe kan lewe. Praat vanoggend met ons deur u woord om Jesus ontwil. Amen. Vriende, ons het begin deur te sing, hoor jy die Paasfeesklokke? Die Heer het opgestaan. En sê nou maar, dis nie waar nie. Sê nou, dis nie waar nie. Dan sê Paulus, sou ons die bejammerenswaardigste van alle mense wees. Want dan val alles waarop ek en jy ons geloof bou, plat. Sonder die opstanding, die leë graf, is ons niks anders as al die ander ou mensgemaakte en mensuitgedinkte godsdienste van die wêreld nie. Want dan dien ons 'n dooie verlosser, soos die boeddhiste en al die ander. Dan is daar geen oorwinning oor die sonde en die dood nie. Net iemand wat kennelik 'n goeie mens was, wat kom probeer het, maar dit nie reg gekry het om ons te verlos nie. En dit help niks nie. Dan word dit 'n mooi storie, waaroor jy dalk 'n musiekblyspel kon skrywe, soos Evita of watter ander musiekblyspel wat ergens aan 'n historiese persoonlikheid gekoppel is, maar dit help niks nie. Dis krities belangrik, as jy jouself Christen wil noem, dat jy hieroor sekerheid sal hê. En nou is daar altyd, dit het deur die eeue heen opgeklink en vandag ook al hoe meer mense wat probeer om die wêreld te oortuig dat Jesus nie opgestaan het uit die dood nie. Jy hoor hulle op die televisie praat. Jy sien hulle skryf in die tydskrifte, in die koerante, op die internet. Daar het nou 'n boek verskyn, waar onder andere ou Dave Peppler van Groen ook geskrywe het, waar party mense praat oor hulle geloof in God en dan ander weer hoekom hulle nie glo nie. Met groot omhaal van woorde en slim redenasies word gepoog om te sê dat die opstanding daarom net een te veel is om in te glo. Geen bewyse nie. Hoe kan die mens van die 21ste eeu iets glo as daar nie bewyse is? Maar nou lees ons in ons teksgedeelte dat dit nie die eerste keer is wat die opstanding bevraagteken word nie. Is dit die eerste keer dat die waarheid daarvan gedwarsboom word nie? Want as 'n ou nou mooi dink, broers en susters, die duiwel, jy kan baie dinge vir hom sê, hy werk baie hard, maar hy is nie werklik baie oorspronklik nie. Hoeveel keer gebeur dit dat iemand wat nou net tot bekering gekom het, na my toe gekom het gesê, maar hy het nou baie meer moeilikheid as voor die tyd. Toe sê ek, maar wat verwag jy? Dink jy die duiwel gaan tevrede wees daarmee? Hy, net soos hy in die begin gedoen het, vul hy jou kop met allerlei liegstories, soos hy gedoen het met Eva in die paradys. Steeds dieselfde poging. Sien, vir die leiers van die Joodse volk was dit nie genoeg om net van Jesus ontslae te raak nie. Hulle moes meer doen. Hulle moes ook alles wat hy sy volksgenote geleer het en laat glo het, vernietig. Dit het vir hulle ten diepste oor hulle self gegaan. Hulle eie geloofwaardigheid en die steun wat hulle onder die volk gehad het. Jesus het daarvan kom wegkalwe, want soos wat hy gepreek het, en soos wat hy hulle aangevat het en gesê het, wit gepleisterde grafte, julle is mooi van binne, van buite, maar binne klop 'n hart van klip, en na mate mense hom gevolg het, en hulle het sekerlik die stuipe gekry,
toe hy in Jerusalem inry en hulle gooi die palmtakke en hulle juig, hy het daarvan weggekalwe. En hulle wou seker maak dat hulle verlore aansien herwin. Die indringer is uit die weg geruim. Hulle het alles gedoen wat hulle kon om dit reg te kry. Maar nou moet jy konsolideer. Hulle moes nog 'n stapie verder gaan. Ook sy nalatenskap, sy legacy, sy nalatenskap moes vernietig word. Van hom en van sy leerstellings mocht daar nie 'n snars oorbly nie. Dan eers sou hulle tevrede wees. En juist daarom lees ons dat die priesterhoofde en die fariseërs die dag nadat Jesus gekruisig is, dis natuurlik die Saterdag, na Pilatus toe gaan en vra dat hy wagte aan hulle beskikbaar stel. Natuurlik, omdat hulle goed onthou wat Jesus gesê het. En uit die teksgedeelte blyk dit dat hulle eintlik heel wat beter as die disippels onthou wat Jesus gesê het. Hy het gesê, ek gaan na 3 dae uit die graf opstaan. En onthou, die Jode tel inklusief, né? Vrydag, Saterdag, Sondag. Want baie ouens sê, maar okay, 3 dae is Vrydag, is hy gekruisig, Saterdag, Sondag, Maandag. Maar dis nie hoe die Jode tel nie. Die Semiete tel inklusief. Vrydag, Saterdag, 3de dag staan hy uit die dood op. En dis eintlik ironies, want met die disippels het Jesus direk en reguit gepraat. Hy het dinge pront uitgespel vir hulle. Ek gaan na 3 dae opstaan. Ek gaan die tempel in 3 dae herbou. En teenoor die massas en die leiers van die volk het hy dikwels in gelykenisse gepraat en dinge op 'n verskillende manier gaan sê, en tog onthou hulle baie beter as die disippels. Hoe dit ook al sê, hulle besef dat dit belangrik is vir hulle beeld onder die volk, dat daar nie eers sprake moet wees van een of ander legende wat sou sê dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Hierdie idee dat hy opgestaan het uit die dood uit mag nie posvat nie, onder geen omstandighede. En daarom gaan hulle na Pilatus toe en hulle sê, kan jy vir ons 'n afdeling wagte beskikbaar stel, sodat hulle die graf kan bewaak tot die Maandag toe. Lyk my hulle het vir Jesus geglo. Hoekom? Sodat die disippels nie dalk in die nag kom en sy lijk kom steel en aan die wêreld verkondig dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Maar broers en susters, enige iemand wat hierdie geskiedenis ken, weet dat dit die belaglikste van alle idees is. Kyk 'n bietjie as jy hierdie boek lees, die evangelies, wat het in daardie arme disippels se koppe aangegaan die Vrydag? Daar was geen manier dat hulle soveel moeite sou doen nie. Nie een van hulle het so iets eers oorweeg nie. Hulle was verward. Hulle was platgeslaan deur die goed wat gebeur het. Die hele spul van hulle, behalwe arme ou Petrus, wat later agter Jesus aangekarring het na Kajafas se paleis toe en hom daar verloon het die ander al pad gegee in Getsemane, laatnag, toe in hegtenis geneem is. Toe is hulle al soos hase weg. Daar was geen sprake, as jy hierdie geskiedenis lees, van enige georganiseerde poging om Jesus se lijk te gaan steel nie, inteendeel. Maar natuurlik, as jy self 'n hart vol boosheid het en slinkse planne het, dan verwag jy ook dat ander so sal optree. Jy verwag dat ander net so skelm soos jy gaan wees. En daarom gaan die Joodse leiers saam met die afdeling wagte, waarskynlik 12 ouens, na Jesus se graf toe en verseël dit, waarskynlik met 'n tou wat hulle om die klip vasgemaak en met was verseël het. En nou was hulle gerus, want niemand sal verby die wagte kom nie, en as die seël tog op die een of die ander manier gebreek word, sal hulle die bewys hê dat hier van bedrog sprake is, en dan kan hulle die disippels nog verder diskrediteer. Maar as jy vir 'n oomblik stil staan en dink wat hier aan die gang is, dan staan jy verstom oor die onnoselheid van hierdie mense.
Soos die mens, broer en suster, vandag ook verstom staan oor die onnoselheid van mense. Slim geleerde mense wat met nonsens argumente teen die verlossingsplan van God probeer ingaan. Hier is 12 soldate met die oudtydse uniforms van destyds, met 'n swaard in die hand en 'n stukkie tou en 'n bietjie was, en dit moet keer dat die eeueoue verlossingsplan van God tot volvoering kom. En nou lees ons al in Psalm 2, dat God uit sy hemeltroon lag oor die pogingkies van mense wat teen hom in opstand kom en teen hom probeer veg. Die geskiedenis is vol daarvan. Ek het dit sekerlik al baie gesê. Samora Machel, wat op sy balkon in Lorenzo Marx skreeu, "If there's a God, let him kill me." En daar vlieg sy Tupolev in 'n berg vas. En seker die mees beroemde woorde in die verband, "Not even God can sink the ship." En hulle dink hulle kan. Hulle dink hulle kan met hulle ou soldaatjies en hulle twakpratery die skip van God se verlossing sink. En is eintlik tragies. Want wie is soos die almagtige God? Wie kan teen hom oorlog maak en staande bly? Hy laat hom nie keer nie. Nie deur die owerstes van die wêreld nie, nie deur mense wat in hulle eie waan eerder hulle self as die verlossing van die mensdom in die middelpunt stel nie. Nie deur die sondes, die kliphart wat nog in mense klop nie. Want in sy majesteit en sy almag en sy genade gaan hy eenvoudig voort om die pad oop te breek. En hy laat hom nie stuit nie. As daar bose regimes opstaan, soos die Romeine destyds, of die kommunistiese bewind in die Oosbloklande, dan gaan hulle so vir 'n rukkie aan en hulle stort dood eenvoudig in duie, en die kerk wat onder die vloer ingedryf is, verskoning staan dood eenvoudig op en gaan aan. Dit is soos 'n dier wat in die stof gerol het en opstaan en hom skud. En dan gaan die kerk eenvoudig aan. Sonder dat iets of iemand hom keer. In sy majesteit gaan hy voort om die pad oop te breek. En as sy kerk dan die pad byste raak, dan laat hy 'n Martin Luther en 'n Ulrich Zwingli en 'n Johannes Calvin en 'n John Knox opstaan, om soos Luther te sê, hier staan ek kan nie anders nie. En hy ruk die kerk reg, sodat die verhaal van Jesus se opstanding en sy oorwinning oor die sonde suiwer en duidelik verkondig word. En so lees ons dat die vrouens daar die Sondagmôre die eerste getuies word van God wat hom nie laat keer deur sondige mense nie. Toegewyd, getrou en diensbaar gaan hulle vroegoggend na Jesus se graf toe. En ons lees hulle wou hom met reukolie gaan balsem, sodat die ontbindingsproses daarom 'n bietjie vertraag kon word. Hoekom nie al Saterdag nie? Want dis die Sabbat. Dan mag jy nie beweeg sekere end van jou huis af. Jy mag eintlik niks doen. So getrou aan die wet, rus hulle op die Sabbat en die Sondagoggend vroeg, wanneer hulle weer oral kan rondloop en dinge doen, gaan hulle, maar totaal onvoorbereid op wat hulle aantref. Die aardbewing, die engel, die klip wat weggerol is, die boodskap van die engel, moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir die disippels, hy het die dood opgewek, hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien.
En natuurlik sou hulle bang, maar ook baie bly wees, toe hulle daarvandaan weghardloop, om aan die disippels te gaan vertel wat gebeur het. Wie sou nie wees nie? Hulle is verbuisterd, hulle is verbluf, want hulle het sopas getuies geword van die grootste wonderwerk van alle tye. 'n Hart wat begin klop het in 'n dooie liggaam. En 'n hart van vleis wat in miljoene mense, ook myne en joune, sy harte begin klop het. Vir ewig. God se seun het die dood oorwin. En die duiwel wil nie leer nie. Want na hierdie patetiese pogingkie, gaan dit al vir 21 eeue aan. Pogingkies om die verlossingsboodskap stil te maak. Dit was eenvoudige vroue, nie gereken as gesofistikeerd of wêreldwys nie. Maar hulle het sonder enige twyfel geweet, dis die waarheid. Hulle twyfel nie 'n oomblik nie. Hulle het geweet, dis die waarheid. God se engel het aan hulle verskyn. Hy het gesê presies wat gebeur het. Hulle het gesien die graf is leeg. Daar is geen rede om te dink, dis nie waar nie. En hulle hardloop na die disippels toe, en hulle gaan verkondig dit, en daar kry hulle nie Jesus se lijk nie. Nou wie anders as die disippels sou dan die lijk wou steel by die soldate verby, wat geweet het, dat Pilatus hulle maklik sou doodmaak, as hulle geslaap het. Wie sou dit anders doen? En hulle hardloop, en hulle gaan vertel, Jesus het opgestaan uit die dood, en dan verskyn hy self, skielik, en hy groet hulle, soos hy altyd gedoen het. Genade vir julle en vrede, is die ou Griekse groet. Charete kai airene, genade vir julle en vrede. Ek dink nie 'n mens kan jou indink, wat deur hierdie mense se gedagtes gegaan het nie. Daar moes geweldige diep emosie deur hulle gegaan het, daardie Sondagoggend, toe hulle by ons Here Jesus langs die pad gekniel het, en sy voete vasgegryp, en hom aanbid het. Want nou het hulle nog meer sekerheid gehad. Hulle het hom dan self gesien, dis waarheid opgestaan, en die boodskap sou hulle met soveel krag en oortuiging die wêreld indra, dat die wêreld se sterkste regimes dit nie kon nek omdraai nie. Nie barbarisme nie, nie militêre mag nie, nie vervolging en dood nie, niks nie. En die wagte wat veronderstel was om te keer is eintlik pateties, want hulle kon niks doen nie. Toe net die engel van die Here, nie is die Here self nie, met die aardbewing verskyn en die klip wegrol, sodat almal kan sien die graf is leeg, het hulle gebewe en soos dooies geword, sê Matteus 28, vers 4. Geen bravade en dapperheid nie. Want wanneer God se mag sigbaar word, dan word alle teenstand daarteen soos was wat smelt voor hitte en vuur. Teen hom kan niemand standhou nie. Van die patetiese stukkie tou en die bietjie was, sal niks oor. En tog lees ons so waar as Parameneldra, dat die Joodse leiers weer 'n keer probeer om die waarheid te verdoesel. Die afdeling wagte spat uit mekaar uit, maar 'n paar van hulle kom vertel wat gebeur het, en die leiers se reaksie, volharding en ongeloof. En hulle bekonkel 'n nuwe plan. Vat die geld, vertel vir almal dat die disippels in die nag gekom het om Jesus se liggaam te steel, terwyl hulle geslaap het.
Watter wag op die aarde sou erken dat hy geslaap het? Op wag. Want dit nie mense regtig gehad soos ons, wat jy kan doen net wat jy wil en jy kom niks oor nie. Hierdie ouens se koppe sou waai. So gaan vertel julle het geslaap. Ons sal die gouverneur paai as hy ongelukkig is oor julle beweerde onvermoë om iets te doen. Weer dieselfde ou storie. Hierdie keer 'n wanhopige poging om die waarheid te probeer keer. Maar wie hy? In 'n sekere sin sou die Joodse leiers tog wel sukses hiermee behaal. Want van toe af kom elke mens te staan voor 'n keuse. Glo jy in die opstanding van Jesus uit die dood? Of kies jy soos baie geslagte Jode en nie-Jode deur 21 eeue om dit nie te glo nie? Kies jy om dit te glo? Of kies jy om dit nie te glo nie? Maar een ding moet 'n ou goed besef, God laat hom nie deur mense werk keer nie. Lukas in Handelinge en Paulus in sy briewe en die ander apostels skryf almal daaroor. Dis nie mense werk wat alles bepaal nie. God bepaal alles. Al probeer mense ook wat. Mense kan ook nie keer dat ander glo nie. Wat ek ergens vanoggend oor die radio gehoor, het ek van iemand, is dit in Irak of in Iran, mense wat, as ek die storie reg onthou, ek het so met 'n halwe oor uit die stort uit geluister, en die ore is ook nie meer so goed as die water ruis hier om dit en jy wil na radio luister nie, dat mense enkele ure nadat hulle tot bekering gekom het, is reg dan nie enkele ure, doodgemaak is vir hulle geloof. Want daardie regime daar, daai goddelose regime, kon nie keer dat die mense glo nie. En enkele ure daarna is hulle doodgemaak vir hulle geloof, sodat hulle toe onmiddellik kon wees waar Jesus is. Wanneer die krag van die Heilige Gees oor jou kom, en jy oortuig van die waarheid van die evangelie, is daar niks en niemand wat dit van jou kan weghou nie. Geen storie wat die Joodse leiers of ander mense uitdink, kan die werklikheid van die opgestane Christus in ons harte en ons lewens uitwis nie. Vir ons wat die Here elke dag beter leer ken, staan dit vas, want die Gees maak dit vas in ons harte. Geen soldate, geen tou om die klip, geen verdraaide storie, geen bogartikel op die internet of waar ook al, geen slim of wetenskaplike teorie van sogenaamde kundiges in vandag se wêreld nie. Niks kan die sekerheid uit ons harte wegneem, of ons van die teendeel oortuig nie. Toe ek hierdie boek gelees het, waarin die wetenskaplike skrywe, het ek toe ek begin lees gewonder, wat gaan hierdie argumente van hierdie wetenskaplikes nou aan my eie geloof doen? Dave Peppler, wat ek dink 'n baie slim man is, wie is die ou geskiedkundige met die kopdoekie wat hierdie megaboere program aanbied, kan iemand onthou? Sê weer? Ou Piet Kroukamp. Ek wens hy wil sy kopdoek afval. Ou Piet Kroukamp se argumente. En 'n klomp ander wetenskaplikes. En vriende, al wat by jou gebeur, is jy kry hulle jammer. Want in steede daarvan, dat hulle slim argumente maak, dat jy minder glo, het dit my al hoe meer oortuig. 'n Jong mens van 21 het die boek by my geleen.
En hy is omtrent 'n uur weg, toe bel hy my, toe sê hy vir my, oom, wat se twak praat die mense? Sien, as die Gees in jou werk, dan kan geen ou Piet Kroukamp, nou Dave Peppler sal ek nog luister, want hy praat ten minste interessant, maar ou Piet, iemand op 'n stadium vir my gesê, as die spesifieke politieke leier op die TV kom, dan druk hy sommer net die mute knoppie. Nou as Piet verskyn, druk ek sommer die off knoppie. Dit maak jou hartseer, dat sulke intelligente mense so deur hulle eie uitgedinkte nonsens kan weggevoer word. En dan besef 'n mens, niks kan daai sekerheid uit 'n ou se hart wegneem, as jy dit eers een keer glo nie. Ons glo, Christus het uit die dood opgestaan, ons bely dit elke Sondag. Wat die ooggetuies daarvan vertel, is waar. Onthou, in daai taal is 3 gesê dat dit gebeur, dan staan dit vas. Hy het dit vir ons gedoen. Deur die kruis op Getsemane en die oop graf het hy ons deel gemaak van sy koninkryk, en ons is een met die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en hoe meer mense 'n mens van die teendeel probeer oortuig, hoe vaster word ek in my oortuiging van die waarheid hiervan. Tot aan die volëinding van die wêreld sal hy by ons wees. Hy beskerm ons, hy versorg ons, hy gee ons elke dag meer sekerheid. Dit is die waarheid waarop ons lewens bou. En aan die einde van die tyd sal ons ingaan in sy heerlikheid, omdat ons toegewy en getrou met sy genade bly vashou het aan die waarheid van die evangelie en die opstanding van Christus. Vandag, op opstandingssondag, maar ook elke dag van ons lewens, dank ons hom daarvoor. Amen. Ons Here en ons dank kan ook nooit oorvloedig genoeg wees nie. Ons sal maar net weer 'n keer saam met die kerk oor die wêreld en die eeue kom uitbars. Halleluja. Die Here lewe en ons met hom. Ons bid dat u Gees, Here, vir ons so sal dit lewe en dat ons op so 'n mate gehoorsaam sal wees aan hom, dat almal wat ons pad kruis, die opgestane, lewende Jesus Christus in ons lewens, in ons woorde, in ons dade, sal sien. Om u naam se ontwil. Amen.